Die Buffelbil van Inyatikulu, episode 28. Witrivier is 'n hele end van Inyatikulu af, maar Luka is nie haastig om terug te ry plaas toe nie. Luka, Willemse, kuier lekker saam met sy familie, broers, vriende en almal hier by sy ouers se 60ste troudag herdenking. Is lekker om hulle almal weer te sien. Boonop is die enigste trekpleister wat hom miskien al kriewelrig sou gemaak het om terug te ry plaas toe, saam met hom hier. Laurie Sullivan. Dit is goed om haar aan sy sy te hê en sy lyk vandag so mooi in haar lang rooi kant blouse en nou sluitende swart langbroek. Wat hom aanbetref, kan die son ook maar sak. Luka het al dikwels eers na 7 van hier af teruggery plaas toe. Hy meld mos ten minste eenmaal per maand op 'n Sondag hier by sy ouers se aftreeplekkie aan. Dan word dit gewoonlik 'n marathon sessie. Koffie en koek met aankoms, maar net 'n klein stukkie koek volgens die Willemse standaard, want later gaan geniet hulle die buffet in die eetsaal. Lekker boerekos soos wat jou ma veronderstel was om te kook, behalwe dat sy ma het nooit juis gekook nie. Middagete gebeur gewoonlik van ongeveer 1 tot 2. En terug by sy ouers se huisie gaan knip sy ouers en die 2 broers hier van Afrika en hulle vroue 'n middaguiltjie van dikkigheid van al die brassery. Dink Luka gewoonlik in alle pietyd daaraan. Oudste, die dominee, pastoor en sy vrou in die spaarkamer en Junior die jongste en sy vrou op die sitkamerbanke. Oudste se kinders is groot en uit die huis, hulle ry dan. Daar is al 3 kleinkinders, sy ouers se agterkleinkinders, wat hulle almal soms van hulle koppe afdryf. Soos wat nou gebeur, hier by die funksie. Die goed loop mos nie, hulle hardloop. En die een seentjie het net nou met 'n emperor mot hier aangekom en gevra dat Luka die ouetjie moet regdokter, sodat hy weer kan vlieg. Sy flentervlerke moet heel maak en dalk die een wat verloor het, weer moet aanwerk. Toe moes Luka vir hom vertel dat die mot die einde van sy lewenssiklus bereik het. Hulle moet asseblief die ding daar buite gaan sit, sodat hy in vrede kan vrek. Daarna het 'n tranedal gevolg. Oom Luka, die verskriklike, het weer toegeslaan. Die kleintjies laat huil met die realiteit van die lewe. Maar terug na Sondag, hier by die aftreeoord in Witrivier. Wanneer al die ander dan so plat val, na Sondagmiddagete en aan hulle eie hartaanvalletjies gaan werk, dan vat Luka die pad om grensdrade te gaan verken. By wyse van spreuke, later so half tongenietjies, want almal het geweet, hy gaan kuier by Leni, die sieke boegsuster. En nie omdat hy siekerig voel nie, nee, omdat hy blakend gesond is en hy 'n bil is, 'n buffelbil. En sy was so 'n bietjie van 'n buffelkoei met dieselfde temperament. Kwaai klein sistertjie wat sommer maklik sweeptong uitgedeel het as sy sien dat haar pille verkeerd gegee word of as daar bloukolle en handmerke op haar skapies se lywe gebeur het. Nou sit Lukas sommer maar net terug en geniet sy familie daar by sy ouers se 60ste herdenking. Hy geniet ook die interaksie wat Laurie met hulle almal het. Hulle hou van haar sommer baie. Sy jongste broer en die se vrou kom sit aan sy ander kant, terwyl hy en Laurie nog deur die nagereg werk. Die 2 jongstes het nie kinders nie. Hulle is avontuurs, lig Luka vir Laurie so deur die koshappies in. Broer is 'n videograaf. Sy 'n fotograaf wat hom assisteer met die maak van die films. En hulle films verskyn op National Geographic se kanale. Van hulle eerste films en soms nou ook, skiet hulle binne in die wildtuin. Spesiale toestemming wat hulle kry om met 'n karavaan op paaie te ry waar die publiek nie hulle voete mag sit nie. Solank hulle eerste opsie gehad het om die videokassette wat hulle vervaardig het
in die sandparke winkels se verkoop. Ja, dit het alles goed gewerk. Hulle het heel wat geld so gemaak. Maar nou met YouTube koop die mense nie meer kassette nie. Hulle wil net vir Larry noem dat hulle ook deesdae 'n YouTube kanaal het, sê broer en loer verby Luka. Regtig? Kyk Larry na hom, wat Luka is, asof hy haar spesiaal daaroor moes ingelig het. Hy dog almal weet dat die twee filmmakers in hulle midde is. Luka sit die laaste vurk vol kaaskoek in sy mond. Hy knik net. 'n Man praat nie met 'n mond vol kos nie. Ons het jou YouTube kanaal ook al raak gegoogel en gesubscribe. En Larry, dit is oulik man, vreeslik oulik, sê Kleinboet se vrou. En my broer Luka is een van die sterre van daardie kanaal. You go vet, you go. Kleinboet moker hom oor die skouer. Op die oomblik verfilm ons 'n troppie leeu's waarvan die maanaar op sy laaste is. Daar is 2 stelle nomadiese leeu's wat wedywer om die wyfies vir hulle eie toe te wyn. En waar doen julle dit? Vra Luka. In 'n afgeleë gedeelte van die Nwanetsi gebied. Vir dae lank sien ons niemand. So, as jy en Larry in die middel van volgende week of 2 'n kans kry, kom sluit gerus by ons aan. Maar net 'n waarskuwing, ons kamp primitief. Julle moet alles saamry, water, sonpanele. Ok, ons gaan stort soms in Satara of by die distrikveldwagter. Maar dit is paradys. Jy is welkom om selfs 'n paar video's ook te maak terwyl jy daar is, Larry. Luka sien hoe Larry 'n paar maal gaap van verrassing. Sy glo waarskynlik nie dat hierdie soort uitnodiging aan haar gerig kan word nie. Ja, is al wat sy uitkry. Ek weet nie of jy al tevore saam met Luka gekamp het nie, Larry. Visboot weer. Luka het al verskeie kere tot daar gery in die wildtuin waar ons ook al geskiet het en dan het hy kom oorslaap met sy Land Cruiser. Hy het mos die tent agter op sy bakkie lekker ingeruk vir bosslaap. Ek het nog nie tevore saam met Luka gekamp nie. Larry se brein oë boor nou in syne. Daar is 'n vraag in, maar hy ken nie die antwoord nie, want hy weet nie wat dit is wat sy van hom wil hê nie. Ek het self 'n nice Land Rover gekoop om hier in die land mee rond te ry, sê Larry uiteindelik. 'n Soort kampeerwa. Daar is 'n stort en 'n toilet ook in, en dan is daar 'n awning wat byna rondom span. Dit is nogal die soort ding wat ek sal hoop om eendag met die voertuig te gaan doen, om so te gaan kamp iewers in die veld met geen heininge, lekker primitief. Luka, wat sê jy? Hemel, maak daai oë sy hart nou sag. En as die bloed so vinnig uit sy hart pomp, dan dons dit mos 'n ander deel van sy anatomie op. Ons, begin hy en kyk haastig weg. Dit staan nou seker dwars oor sy gesig geskryf. Hy's 'n man met 'n kampwa en 'n opslaan tent vol planne. En hy sien dit al gebeur. Hy, sy en hulle twee agter in sy Land Cruiser, sy oulike opslaan tent. En hy sluk en knik. Ons sal beslis daaroor praat, ek en Larry, sê hy, maar dit sal nie sommer gou gebeur nie. En is hy toe dankbaar toe hy sien dat Magda ook nou weer aankom tafel toe. In haar hand hou sy ook nog 'n bakkie pudding. Sy het ook 'n tweede draai by die tafel van verleiding gaan maak. Luka skuif haar stoel terug. Toe staan hy op. Ek gaan nog 'n stukkie van die wortel en kaaskoek skep, as daar nog oor is. Wat van jou, Larry? Nee, dankie. As ek nog iets eet, gaan ek ontplof en my klere gaan van my afspring. Ek ook, spot Luka. Maar ek gaan dit afwurg en as ek daarna ontplof of my klere afspring, moet julle terugstaan, want dit gaan nie 'n mooi gesig wees nie. Wel, ek gaan ook nog 'n draai by die tafel maak. Julle kan aanvaar dat hierdie soort feesmaal kom net so af en toe by ons verby. Beslis nie in die wildtuin nie, veral hierdie soort nageregtafel.
Kleinboet val langs Luka in. Sy rietskraal vroukie bly by die tafel agter. Ja, dit is nogal die ding met Kleinboet, Henko en sy vrou, dink Luka. As die mense hulle sien, wil hulle voer. Iets anders as braaivleis en blikkies mielies en bone in tomatiesaus, stapel voedsel in daardie Willemse se kamp daar in die bosse, want hulle lyk so 'n bietjie ontneem van die beter dinge op 'n kostafel. Is sy die een? Vra Kleinboet, net so by the way. 'n Bedoelende wat met is sy die een? Luka se ruk raak styf. Hoeveel keer moet hy nog verduidelik wat tussen hom en Laurie aan die gang is? Dat een van die twee geswore Willemse bachelors, toe uiteindelik sy ander helfte gevind het, nadat hy al verby 50 is. Ander helfte, soos in lepel lê, met haar wat die kontoure van sy lyf perfek vul, terwyl hulle mekaar aanvul, warm hou. So 'n veldslaapie hierdie tyd van die jaar kan nogal koel raak. Sy broer beskou hom krities en toe steun Henko dit uit. Hoe my donder, dit is erger as wat ek vermoed het. Jy het die skoot hoog deur. Hoe lank is julle twee nou al by mekaar? Boeta, sug Luka, dit is glad nie wat jy dink nie. Ons is nie by mekaar nie. Ons is net vriende. Nee. Kleinboet se koek val gelukkig terug op die grootbord en Luka skep dit behendig met sy eie spaan terug op die man se klein bordjie. Bedoel jy dat jy haar nog nie? Luka kan die spaan nou vir iets anders gebruik. Hy kan hierdie Kleinboet, soos toe hulle kinders was, met die koekspaan oor die kop pleister. Dan sou skoonsis dalk later daarvan hou om die versiersuiker met haar tong uit haar man se kroon skoon te lek. Maar nee, wat 'n vermorsing van goeie koek. Of hy kan vir hom 'n onderlaag oor sy neus en mond gee met die versiersuiker. Maar hy plak die spaan eerder neer voor die versoeking te groot raak. Hy is soos 'n olifantbil in mast. Kyk hom skief aan en hy storm. Of 'n buffelbil, hy horing sommer hierdie beter weterige glimlag met 'n elmboog van sy broer se gesig af. Maar hy sal nie, hy is net so klein bietjie beter as die natuur, wat hy so waardeer. En hy het 'n IQ, hy kan homself inhou, hy kan beskaaf deur stywe lippe fluister. Nee, broer, ek het nog nie 'n bed met die girl gedeel nie. OK, nie op daardie manier nie, maar verduidelik nou vir hierdie rakker, dat hulle al saam geslaap het, maar nog nie saam wakker was nie. Dit sal 'n onbegonne taak wees. Chart kom staan by hulle. Hy is sensitief genoeg om 'n skande te sien kom. Hy was altyd tussen hulle, die broer na Luka en voor die jongste Henko, die een vir fyner dinge wat nou sê, Henko, los vir Luka. Ek sien van daar af waar jy sit, dat jy op sy tone trap. Skep klaar en gaan sit 'n bietjie daar by Male. Gelukkig is skoonsis ook al daar en Kleinboet praat nie teen nie. Hy stap agter Chart aan. Luka kyk die twee agterna. Daar is iets aan Chart se manier van loop wat hy nie kan plaas nie. Hierdie broer van hulle was altyd anders. Deesdae ballet hy iewers in Europa. Laat in sy lewe eers met hierdie beroep begin. Maar hy doen dit blykbaar baie goed. Ma en pa het al in Londen gaan kyk hoe hy Romeo gedans het. Chart praat altyd van sy meisie of meisies, ander kan die water, maar hy wys hulle nooit vir hulle nie. En Luka wonder vir 'n oomblik, is Chart nie dalk die dogter wat ma en pa nooit gehad het nie? Op daardie oomblik wys ma, dat hy wat Luka is ook nou daar by hulle moet gaan aansluit. Hulle het nog nie 'n kans gehad om saam met hom ook te kuier nie,
En Sondag is nog ver, wanneer die hele spul van hulle mos by Boet Pastoor se plek moet gaan kuier. Traag stap Luka nader en gaan sit op die oopsitplek skuins oorkant pa. Gaan haal eers jou vriendin, leer die ou man vir hom maniere. Nee, los maar vir Larry eers uit. Sy wil baie graag 'n paar woorde met Magda wissel. Dit gaan oor die vrou se goed wat nog in een van die huisies daar op Inyatikulu is. Stilte sak oor die tafel neer. Daai goed wat in die huisie is. Natuurlik weet hulle ook van die klein dramaatjie wat daar tussen Dirk en Magda op Inyatikulu afgespeel het met Luka in so klein byrolletjie waarna die vrou weggeloop het. Almal weet dikwels iets van almal se dinge af hier in die bos. Nie altyd alles nie, brokkies, dan word dit dikwels 'n lekker kinderstorie. Toe Luka maar vir hulle eerstehands gaan inlig wat gebeur het. Hulle moet nie alles glo wat hulle by ander mense hoor nie. Weet jy, Magda werk mos nou se dae hier by ons in die oord, sê pa na 'n gelaaide stilte. Sy doen kunstterapie met die Alzheimer-pasiënte. Dit was regtig lekker om haar weer hier te sien na al die jare. Hoeveel jare is dit nou weer, ma? 8 jaar, sedert sy die omgewing weg is. Ma se geheue is nog goed. Sy weet ook hoe om die onderwerp soemloos te verander. Luka, julle ouens moenie hier wegry sonder julle koekblikke nie. Ek het gereël dat die kombuis vir julle elkeen 'n blikkie pak om huis toe te neem. Vir jou ook, Charkie. Ek weet nie waar jy tuis gaan nie. Hier in Suid-Afrika hoef jy voorwaar nie pal op dieet te wees nie. Jy moet by ons kom bly dat ek 'n slag vir jou kos gee, my kind. Ok, dankie ma, maar ek bly lekker in die gastehuis. Daar is mense wat tussendeur kom groet. Die saal begin leegloop. Magda is een van die mense wat kom kobaai sê en Lukas swaai om. Dit beteken waarskynlik dat Larry nou alleen by die tafel agtergelaat is. Maar sy sit nie waar sy sit nie. Ontredderd spring hy op en Magda begin lag en sit haar hand op sy skouer. Moenie so bekommerd oor haar wees nie, Luka. Larry is net gou badkamer toe. Sy sal nie wegloop en jou hier los nie. Hy lag maar saam, halfhartig. Dit is nie blerrie snaaks nie. En gelukkig stap Larry op daai oomblik by die deur in, want sy persoonlike son was op die punt om onder te gaan. Hy lig 'n arm en waai, sy moet hier kom sit. Larry Sullivan, stel hy haar aan pa en ma voor. Bly om julle te ontmoet, meneer en mevrou Willemse, begin sy en steek 'n hand uit om blad te skud. Nee, hulle is oom en tannie, koer die twee gelyk en hou arms oop, hulle soek 'n drukkie. Brom Kleinboet onderlangs, en as jy so goed na my broer kyk, soos wat hulle dink jy doen, dan gaan jy binnekort ook vir hulle moet pa en ma sê. Lukas lus en gee hom 'n snotklap. Maar voordat hy sy humeur heeltemal verloor, staan hy op om vir broer Pastoor te gaan help om hulle ouers se geskenke en pakkies in bokse te pak. Die goed moet daarna aangery word na hulle huisie daar naby, en Luka het die grootste bakkie van hulle almal. Daarna moet hy en Larry regtig pad vat huis toe. Dit was lekker om sy ouers en broers weer te sien, maar een of ander tyd raak het genoeg. En as dit hierdie naweek wat kom weer sulke tyd gaan wees, en dalk nog tussenin met die twee Willemses, wat mos van oorsee af hier is, moet jy weet wanneer om halt te roep. Hy wil in die bondel groet, Larry by mekaar skraap en uitglip. Maar Rammetjie uitnik, Henko lig sy linkerhand op. Hy druk sy wys en ringvinger teen sy palm en aan weerskante maak sy wysvinger en pinkie sulke horings. Hy wys, gaan doen jou ding, buffelbil. Larry druk die koekblik in Luka druk die koekblik in Larry se hand en sê, wag 'n oomblik, ek is nou terug. En toe stap hy na sy jonger broer, wat nou skielik minder dapper lyk. Sy oë soek na 'n ontsnaproete. Hy druk sy gesig feitelik teen die jonger man sin en sis.
moenie my in die verleentheid stel voor die vroumens nie. Sorry, Luka, dis oukei, maar weet net dat het oor Larry gaan. As het oor haar gaan, moet jy jou gedra. Het ons mekaar. Ek is net ek, wat soos altyd net 'n ou grappie. Hy staan terug en Luka sit sy arm se oomblik op hom. Toe gee hy hom 'n drukkie. Hierdie is immers anders as altyd. Onthou dit net, sê hy. Daarna stap hy na sy ander broers oop. Hulle is van sy beste vriende. Hy druk hulle ook 'n oomblik teen hom vas, dat die mense wat hulle aanstaar, nie met wonder oor Henko se Judas druk nie. En toe omhels hy sy pa ook. Pa se mond val oop. Dink seker dit gaan reën, want Luka is nie juis 'n kontak en druk mens nie. Vandag slaat hy hulle almal se voete onder hulle uit, want vir ma hou hy sommer 'n volle minuut daar teen hom vas, voordat hy los en wegstap na waar Larry wag. By die deur draai hy om en waai een laaste keer. Monde agter hulle hang oop. Hulle dink seker, hy voel 'n voorbode aankom, die dat hy nou so drukkerig was. Hulle vermoed seker dat hy aanvoel, dat dit vanaand die laaste keer is, wat hulle hom lewendig gaan sien. Maar eintlik is hy banger, dat dit die laaste keer is, waarop hy hulle lewendig gesien het. Jy weet mos, the older you get. Hoe ouer mens word, hoe meer besef jy, dat elke groet dalk 'n laaste eer kan wees. Die knop is dik in sy keel, toe hy en Larry in sy cruiserbakkie klim, en uit Witrifuur wegry, in die rigting van Inyatikulu, word vervolg.